As daar 'n God is, as daar 'n Jesus is wat vir ons opgestaan het uit die dood, dan moet ons die woorde van Jesus ernstig opneem. Want dan is hy God. Net een kon dit doen. As ons dan na sy woorde gaan luister, dan beteken dit dat mense in die tyd waarin ons nou lewe, Jesus se woorde nie net moet hoor nie, maar dit ook moet leef. Nou as ons dit wil waag om Jesus se woorde te begin lees, dan is dit nodig dat ons vir 'n paar oomblikke net vra dat hy ons oë sal oopmaak vir dit wat daar staan. Ons ore sal oopmaak om te verstaan wat hy vir ons wil sê. En ons harte vir hom sal gee om te sê, Here, hier is ek is klei, maak met my wat u wil. Ek wil graag hê u moet my vorm. So kom ons word 'n paar oomblikke daarvoor saam stil. Hemelvader, u woord lê oop voor ons. En in u woord is ons besig met daardie preek waar u oor 3 hoofstukke heen vir mense die kern van dit wat in God se hart is vir ons kom oordra het. Nou dat ons na u woord kan luister, wil ons hierdie saak vir onsself nou al reeds uitmaak. U as die opgestaande Here is God. En die woorde wat u vir ons nagelaat het u mooi oorgedink. En dit wat u gesê het, is vir ons belangrik om vir ons lewe hier op aarde te leef. Praat vanmôre dan met ons uit u woord, en gee vir ons die genade om iets te verstaan van wat u wil hê vir elkeen van ons, wat ons moet doen, hoe ons moet dink, hoe ons moet reageer. Ons verstaan dat elke mens is uniek in hierdie kerkgebou vandag. Elkeen se agtergrond, se probleme, se week wat verby is, se vrae lyk anders. En daarom wil ons vra dat u Gees, deur die woorde wat ons lees en die woorde wat ons praat, vandag op 'n manier met elkeen sal praat, sodat elkeen van ons met 'n gedagte huis toe sal gaan. Iets wat ons geloof verder kan ondersteun en vorm. Laat die Gees vaardig word onder ons. Kom praat met ons en laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Amen. Vriende, ons gaan lees die eerste 4 verse van Matteus hoofstuk 6. Die eerste 4 verse, Matteus hoofstuk 6. Wees versigtig. Moenie julle praktiese godsdiens in die openbaar beoefen, sodat almal julle bewonder nie. Anders gaan julle beloning by julle hemelse Vader misloop. Wanneer jy iemand in nood help, moenie 'n groot okasie daarvan maak nie. Dis wat die skynheiliges in die sinagoges en op die strate doen, om deur die mense opgehemel te word. Ek verseker julle, dis al beloning wat hulle ooit sal kry. Maar as jy mense in nood help, doen dit sonder groot vertoon. So sal jou hulpbetoon geheim bly, en jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons het in die loop van die reeks tot nou toe by een baie belangrike beginsel uitgekom. En dit is dat Jesus vir ons kom oordra, daar is 2 koninkryke hier op aarde moontlik. Die een koninkryk is ons menslike koninkryk. Ek word groot om vir myself te veg. Ek word groot om my plekkie oop te skop in die wêreld. Ek leer om te manipuleer, ek leer om te beklei, ek leer om met woorde mense op hulle plek te sit sodat ek aansien kan kry. Ek leer om te veg vir my klein plekkie in die wêreld. Maar so doen biljoene ander mense ook. En so kom sekere mense in baie kritiese posisies by hulle werke, in hulle land se politiek, in die wêreldpolitiek, en so begin hierdie ouens ook op daardie vlak skouers skuur en hulle plekkie oopstamp. Ons sien dit elke sekonde in die afgelope tyd in ons eie politieke wêreld waarvan ons deel is. Dis 'n wêreld waarin jy nooit kan rus nie. Dis 'n wêreld waarin jy die heeltyd op jou hoede moet wees. Jy moet die heeltyd wonder, wie is waar besig om my te ondergrawe? Want die persoon wat nou my vriend is en saam met my veg, kan môre die een wees wat my in die rug steek. En dan is ek weer in die moeilikheid. Op die ou einde kry mense in die menslike koninkryk die gevoel van, ek is alleen.
daar is niemand wat my bystaan nie. Maar Jesus sê daar is 'n ander koninkryk moontlik, en dit is om in God se koninkryk te gaan leef. En om in God se koninkryk te lewe, beteken dat jy met God se struktuur werk, met God se wette werk, met God se wysheid werk, met God se lewenstyl werk. In hierdie kring hoef jy nie meer te veg vir jouself nie, want God het jou lief. En hy het jou reeds vergewe, en jy behoort aan hom, en hy het vir jou 'n plek voorberei, en jy gaan eendag in die hemel wees, come hell or high water, jy sal daar wees. Jy het nie meer nodig om mense te probeer beïndruk nie, want jy kan nie God beïndruk nie. Jy leef dus nou nie meer vir mense nie, maar jy leef vir God. En God wat jou gemaak het, ken jou deur en deur. Hy weet van jou tekortkominge, hy weet van jou sonde, hy weet van jou leemtes, maar hy weet ook dat hy het jou baie goed gemaak. En hy het jou gemaak met sy gees wat beskikbaar is vir jou. So in die wêreld waar ons leef, vandat Jesus hierdie twee koninkryke vir mense beskikbaar gestel het, is daar elke week, elke Sondag, elke dag mense, ook hier by ons, wat 'n keuse maak en sê, ek is moeg vir die menslike koninkryksgeveg en ek wil oorkom na die Godskoninkryk vredevolle leefstyl wat hy vir my wegbere, gereed maak. Die tweede ding wat ek graag van, dis waarby ons vandag in 'n groot mate gaan uitkom is, daar is twee moontlikhede in hierdie koninkryke van wie jy moet beïndruk. Die een is dat jy die heeltyd in die menslike koninkryk, die heeltyd ander mense moet beïndruk, en die persoon wat jy moet beïndruk, wissel af na aanleiding van waar jy is en watter rol jy speel. Soms moet jy die skoolhoof beïndruk, soms moet jy die onderwyser beïndruk, soms moet jy die ouer beïndruk, soms moet jy die kind beïndruk, soms moet jy die sportafrigter beïndruk. Daar's soveel maniere waarop jy elke ander plek iemand anders moet probeer beïndruk. In God se koninkryk het jy nie meer die nodigheid om iemand te beïndruk, behalwe dat jy jouself oorgee aan God, en dat jy sê, Here, hoe kan ek leef volgens u beginsels? Nou as jy daardie vraag wil vra, dan beteken dit dat dit wat jy doen, is iets wat nou, in die Bybel praat 'n paar keer hieroor, wat jy in die geheimenis doen. Dis iets wat nie daar is vir ander mense nie. Jou gebed, Jesus sê op 'n stadium, moenie soos die ander mense daar op die straathoeke gaan staan en bid, en mense probeer beïndruk met jou baie woorde nie. Sien jy? Hy probeer mense beïndruk. Nee, sê die Here, gaan na jou binnekamer toe en gaan praat daar met jou Vader, want hier is jy besig om net vir God te beïndruk. Hier is jy besig om te leer wat dit beteken om te leef en te dink en te praat soos wat hy doen. Nou vandag praat hulle weer so daaroor. Dis nog 'n keer wat hy praat oor, maar jou godsdiens, jou aanbidding van God, mense wat in God se koninkryk leef nie met die een voet in die wêreld waar hulle mense probeer beïndruk en die ander voet in die kerk waar hulle sê hulle gaan God probeer beïndruk nie. En mense gebruik dikwels godsdiens om mense te beïndruk. O, maar daai man kan daar maar mooi bid. Het julle al gehoor hoe mooi kan hy bid? Hy moet seker baie naby in die Here wees. Wanneer mense begin bid om ander te laat sê, o, maar jy's oulik, dan het jy besig om mense te beïndruk, dan is jy daardie oomblik in die menslike koninkryk. Waar as jy in jou gebed besig is om met God te praat, is jy besig om jou lewe voor hom te ondersoek, en dan maak dit nie vir jou saak wat ander mense daarvan dink en sê nie. Nou ons gaan weer daarby uitkom, soos wat ons verder gaan. Vandag praat Jesus in die besonder oor hierdie 4 verse, oor die manier waarop mense in God se koninkryk hulself gee. Hoe om te gee? Om te gee beteken dat jy moet loskom van wat ander mense van jou dink. Om te gee beteken dat jy moet gefokus raak om die liefde van die hemelse Vader uit te deel na almal rondom jou. Kom ons verduidelik die 2 koninkryke se manier van dink oor gee. Ek kan gee
Hoe sê hulle in die wêreld? There's no such thing as a free lunch. Ek gee nou vir jou iets, maar weet, eendag gaan ek dit weer terugeis op 'n manier. Ek koop my reg om later 'n gunsie weer van jou te vra. Dis hoe dit in die wêreld werk. As ek vir jou goed is, dan moet jy weer vir my goed wees. As ek vir jou finansiëel bydra, moet jy op 'n stadium weer, dalk nie finansiëel nie, maar op 'n ander manier, moet jy weer vir my iets doen. As jy nie vir my iets doen nie, dan gaan my hand terugtrek, en dan gaan my sak droog word, en dan gaan ek nie meer gee nie. Dis hoe dit in die wêreld werk. Hoe werk dit in God se koninkryk? In God se koninkryk werk dit, dat ek gee myself, al vat dit die laaste druppel van my bloed. Ek gee, en ek verwag niks terug nie, want dit is wie ek is. Ek doen dit nie, sodat ek mense kan probeer beïndruk nie, ek doen dit ook nie om God te probeer beïndruk nie, ek doen dit omdat ek deel geword het van die karakter van God. Omdat ek myself meer en meer oorgee aan hom, word ek meer en meer soos hy. Begin ek later dink soos hy, praat soos hy, reageer soos hy. En daarom is om te gee 'n koninkryksgedagte wat deur baie mense 'n menslike gedagte gemaak is. Daar is baie godsdienstige aktiwiteite, soos om te gee, wat mense 'n menslike ding van gemaak het. 'n manipuleerbare magsding gemaak het. En dit is nie waaroor dit behoort te gaan nie. Daarom sê Jesus, as jy gee, moet jy dit in die geheim doen. Ons leer dat ons 'n kwaliteit lewe kan hê, selfs waar mense nie hande klap nie. Ek kan 'n lewe hê van myself gee, soos God, sonder dat mense daarvan weet en hande klap daaroor. So as ons gee om mense te beïndruk, sê die woord, dan het jy jou wow klaar gekry. Die volgende keer gaan dit net nog moeiliker wees om iets te gee, as jy dalk dan nie die wow gaan kry nie. Want as jy eers hoor dat mense sê, maar jy's oulik, dan wil ons dit die volgende keer weer hoor. Dis menslik om so te wees. Maar wanneer ek begin gee, en ek nie na die wow verwag nie, nie na die hande klap nie, nie die dankie wil soek daarvoor nie, dan beteken dit dat ek op die regte manier gee. Sal net weer terugkom daarna toe vir 'n oomblik, want daar is so 'n olifant in die kamer daaroor, maar ons gaan eers 'n bietjie verder gaan voor ons by daardie olifant uitkom. Ek weet nie of jy dit ook al agtergekom het nie, maar ek is nou intens bewus daarvan, omdat ek nou klein kinders het. Die van julle wat nou nog nie by daai voorreg is nie, julle sal nog onthou hoe dit met julle eie kinders is, of hoe dit met ander mense se kinders is, as jy dan nou nog nie kinders gehad het nie. 'n Kind kom na jou toe, en hy vertel vir jou iets wat hy nou bemeester het. By ons is ons 5-jarige nou besig om in 'n eerste spreekkoor deel te neem. En oupa gaan oor 2 weke met groot hoeha luister na die spreekkoortjie, wat hy nou al 20 keer gehoor het, maar hy gaan dit weer hoor, en as hy dit klaar weer gehoor het, gaan oupa weer sê, wow Mila, jy's oulik, what? Jy is spesiaal, niemand kan so praat soos jy nie. Sy het die wow nodig, want dit bou haar selfbeeld. As ek vir haar oor 5 jaar van nou af weer gaan vra om die spreekkoortjie vir my op te sê, en ek gaan weer wow sê, gaan sy vir my sê, ag regtig oupa, nee, nee, be better. Ons is nou verby dit. Ons is nou klaar met daai deel van die lewe. Daar's nou ander goeters waaroor ek 'n wow nodig het, 'n handeklappie nodig het, 'n bietjie aanmoediging voor nodig het. So vriende, is dit dieselfde ook wanneer dit kom by ons geestelike lewe. In die begin doen ons ietsie, en ons wil graag hê mense moet sê, ek is so bly, jy was in die kerk, what? Dis daarom oulik. Ander mense het verby dit gegroei. Hulle het nie meer nodig om te hoor, dit is so lekker om jou in die kerk te gesien het nie.
Hulle wil nou oor ander goeders is nou hulle uitdaging. Hulle het nou so gegroei, dat hulle nou ander uitdagings het, en hierdie ding is nou nie meer vir hulle uitdaging nie. Dit kom nou natuurlik. Hierdie kindjie wat nou nog sukkel om haar woorde te vorm, gaan oor 5 jaar nie meer sukkel om 'n R te sê nie. Dan kan sy ordentlik praat. Maar dan is daar ander uitdagings. Kan ek oor 'n hekkie spring? Kan ek oor 'n hoogspringlat spring? Kan ek 'n teleurstelling in 'n vriendskap hanteer? So is daar ander uitdagings wat kom. En soos wat daardie uitdagings kom, maak ons klaar met 'n sekere fase van ons lewe. Word ons vry om meer komplekse dinge te kan hanteer. So wanneer ek klaar maak met die kinderfase van my geloof, dan is dit amper soos om jou linkerhand en jou regterhand met mekaar te vergelyk. Nou, ek gaan nou nie banaal raak nie, ek sal 'n pragtige mooi voorbeeld gebruik. As jy jou tande borsel die hele tyd met jou dominante hand, dan beteken dit dat jou domhand kan nie tande borsel nie. Het jy al probeer? As jy gewoonlik regshandig is en dit kom net natuurlik en jy borsel jou tande en jy's klaar, jy dink nie meer daaroor nie, jy doen dit en jy gaan aan. Gaan doen dit nou vir 'n week lank met jou ander hand, met jou linkerhand. En kyk hoe moet jy konsentreer daarop. Dis die verskil tussen jou linkerhand en jou regterhand wanneer dit kom by Jesus se vertelling van, moenie dat jou regterhand en jou linkerhand weet wat jy gegee het nie. Met ander woorde, doen dit asof dit normaal is. Moenie dink daaroor nie. Moenie daaroor vas nie. Moenie dat ander mense moet sê, wow nie. Doen dit omdat dit natuurlik kom by jou, want Jesus het dit gedoen. God ons Vader leer ons om dit te doen. Dis sy karakter en ek wil graag soos hy wees. Daarom doen ek dit natuurlik. Dit gebeur net. Dis kinders sukkel daarmee. Groot mense sukkel nie meer daarmee nie. En dis die vergelyking wat Jesus in die teks hieroor wil trek. Moenie dat jou linkerhand moet probeer doen wat jou regterhand so maklik kan doen nie. Moenie eers dink oor die dinge wat natuurlik kan kom nie. Dit gebeur net van self. Daarom vriende, as 'n mens praat oor gee, sê Jesus, dit moet vir jou so natuurlik wees om te gee, dat jy nie hoef te dink daaroor nie. Aan die begin dink 'n mens daaroor. 'n Mens dink oor gee, want dit is op daardie stadium nie natuurlik nie. Jy moet konsentreer daaroor. Jy moet 'n doelbewuste besluit neem daaroor. En nadat jy gedink het daaroor, dan wil 'n mens baie keer hierdie trompette moet blaas en iemand moet sê, baie dankie. Wow, jy het goed gedoen. Maar soos die tyd aangaan, leer ons dat om vrygewig te wees, het nie nodig dat iemand anders dit weet nie. Ek hoef dit vir niemand te vertel nie. Zie, kyk, ek het die asblik uitgegooi. Hoe mooi so. Jy doen dit nie meer nie. Dit is natuurlik, dit gebeur net. Jy het verantwoordelikhede, jy doen dit. Niemand hoef dankie gesê te word nie. Dit gebeur net. Dallas Willard skryf dit so. Een van die tekens van geestelike volwassenheid is dat daar sekere dinge is waaroor jy nie meer hoef te dink nie. As die Bybel sê dat ons Vader ons sal beloon as ons iets in die geheim doen, nou kom ons by daardie olifant in die vertrek. Beteken dit dan dat niemand mag ooit vir my sê dankie of mooi so of jy is kosbaar nie? Beteken dit dan dat wanneer iemand vir my na 'n preek sê baie dankie vir hierdie preek, dat my beloning nou verby is? Dat ek nou nie meer 'n beloning gaan kry in die Bybel in die hemel eendag daaroor nie? Dat my huis in die hemel nou gaan kleiner wees as iemand vir my dankie gesê het? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat wanneer ek dit doen, ek dit nie doen vir mense nie, maar dat ek dit doen vir God. So as ek preek,
dan is ek die een wat moet bepaal. Jy kan dit ongelukkig nie bepaal nie. Jy kan nie bepaal of ek dit vir jou gedoen het om jou te probeer beïndruk, en of ek dit vir God gedoen het om hom te eer nie. Net ek sal dit weet. En dit is so maklik dat jy in daai slaggat kan trap. Maar wanneer jy die dag doen, omdat jy jou werk gedoen het, of jy was nederig of dankbaar, of jy het gegee, of jy het versorg, op watter maniere, omdat jy dit reg vir die Here wou doen, dan beteken dit nie, wanneer iemand vir jou sê, baie dankie daarvoor, dat jou beloning nou klaar is. Jy het nog steeds jou beloning, want God weet, dat jy dit vir hom gedoen het, om soos hy te wees, en nie om deur mense te beïndruk nie. Maar dit is baie maklik dat ons mense kan probeer beïndruk, en daarom is daar die onderskeid net iets wat ek en jy self sal kan weet. Jesus noem mense wat met 'n oop hand gee, geseënd. Geseënd is jy wat dit en dit en dit doen. Wat beteken dit? Heel in die begin het ons gepraat oor wat beteken dit om geseënd te wees. Kom ek herhaal dit hier, want ek dink ons het al vergeet. Om geseënd te wees is om 'n goeie lewe te hê. Dis om 'n goeie lewe te hê. Met ander woorde, mense wat gee, is in God se oë mense wat 'n goeie lewe het. God sien mense wat graag gee vir ander as dis die manier om te lewe. Dis waar die suksesresep lê. Dis hoe dinge behoort te wees. Daar's 'n klompie byprodukte waaroor ek graag met jou wil praat, en jy sal sien op die papiertjie, op die afkondiging aan die agterkant, is daar so 'n ABCDE wat ek vir jou gesit het. Daardie 5 gaan ek nou met jou deel en 'n bietjie daaroor praat. Wat is die byprodukte wanneer ek gee om God daarmee te eer? Die eerste ding wat by my opkom is dat verhoudinge verdiep. Verhoudinge verdiep wanneer ek gee op 'n manier waarin ek God eerste stel en hom eer. Wanneer ek gee met die gedagte van dat ek later weer iets by jou gaan terugkry, dan maak jy mense amper meer versigtig. Ek wonder hoekom wil hy nou so vrygewig wees? Watter prys gaan ek later betaal? Want die ding gaan my byt. Een of ander tyd gaan hy my byt. Wat is daai prys? Dan is ons geneig om eerder nee te sê, maar wanneer ons dit regtig doen om God te eer, dan verdiep daar die verhouding. Dan kom daar 'n stuk respek. Dan kom daar 'n stuk dankbaarheid. Maar om te gee is iets wat wat 'n mens vir God laat glimlag. Nie waarin jy mense probeer beïndruk nie. Natuurlik is dit lekker om te kry. Natuurlik maak dit mense se hart bly as jy iets kry. Maar die goeie geseënde lewe, die een wat regtig vir jou waarde gaan hê, is dat jou verhouding met daardie mense, maar ook jou verhouding met God, verdiep in die proses. 'n tweede ene, by die puntjie B, is dat ek vrykom om alles net vir myself te hou en net op my eie behoeftes te fokus. Want dit maak my wêreldjie verskriklik klein. Ek sien later net myself en my behoeftes en my toekoms en my geluk en my vryheid en my vrede raak. Terwyl ek so 'n ryker lewe kan hê, deur ook, wanneer ek vrykom, ander mense te kan dien. Die Bybel sê, dat om te gee en so vry te kom van die dinge waarop ons fokus, is dat ons op die ou einde God se karakter ons eie maak. As ons die derde gedagte wat ek graag by jou wil doel, by puntjie C, 'n byproduk vir as ons gee. Die Bybel leer ons dat as ons gee met 'n oop hand, lei dit tot blydskap. Dit lei tot blydskap. Daar word vertel van hoe dat die mense gegee het om die tempel te bou. So baie het die mense gegee, dat hulle later vir die mense gesê het, stop nou, moenie nog gee nie, ons kan nie nog vat nie, ons het klaar te veel, ons het oor genoeg om te doen wat ons projek was om te doen.
En dan word daar spesifiek gesê, en die mense en koning Dawid was bly. Dit was nog toe hulle nog die tempel, toe Dawid gegee het, wat hy gedans voor die Here. Ekskuus, dis nou 'n ander storie daai. Dit was Salomo wat die tempel gebou het. En dat hulle bly was, omdat hulle die voorreg kon hê om te gee vir hierdie saak. Spreuke sê dit so: wie ook al goed is vir die armes, leen aan die Here, en hy sal hulle beloon vir wat hulle gedoen het. Is dit nie mooi nie? Wanneer laas ons daardie vers mooi raak gelees? Kom ek sê dit gou weer. Wie ook al goed is vir die armes, leen aan die Here, en die Here sal beloon hulle wat dit vir hulle gedoen is. Ek weet, vriende, daar's een ding wat 'n feit is, tensy die Here vroeër die tyd kom. Almal van ons gaan eendag doodgaan. Wanneer jy die dag doodgaan, wat gaan jy met jou goed doen? Ek het nou eendag my kinders by my laat sit in die sitkamer en gesê, nou dat julle hier is, sê vir pappa, wat van die goed wat ek het, wil julle graag in julle huis hê? Wat wil julle hê? Hulle antwoord was skokkend eerlik, niks nie. Jou goed is oudtyds. Dit wat vir jou nice is nie vir my nice nie. Ek wil nie jou goed hê nie, ons gaan dit weggee. As jy die dag nie meer is nie, gaan ons die goed hier uitdra. Hoe minder jy het om uit te dra, hoe beter maak jy die lewe vir ons. Asseblief, gee weg voor jy doodgaan, pa. Ons wil nie die goed hê nie. Vriende, John Ortberg het dit so gesê, en dit het my baie beïndruk. Hoekom sal jy nie gee wat jy nou kan gee nie, sodat jy kan kry wat jy nie kan verloor nie? Kom ek sê dit weer, ek het dit eintlik 'n bietjie anders gesê, ek gaan dit weer probeer reg sê. Hoekom sal jy nie gee wat jy nie kan hou nie, sodat jy kan kry wat jy nie kan verloor nie? Dink 'n bietjie, dit maak nogal sin, hè? Hoekom sal jy nie nou al weggee, sodat jy 'n prys in die hemel kan kry nie? Nog 'n byproduk, ons kom by die 4de ene. Wanneer ons gee, maak ons die volgende geslag beter. Daai deur gaan nou klap. O nee, hy's ingehak hierdie keer, want kyk, hy laat my partykeer amper in tale praat as hy so slaan met die wind. Ek voel net hier kom so 'n koue trekkie deur my. Toe wonder ek, dit gaan nou gebeur. Nou. OK, kom ons kom by punt 4. Aandag was afgetrek. Die 4de punt, wanneer ons gee, maak ons die volgende geslag beter. Want ons kinders leer by ons oor wat dit is om te gee. Ek het al ouers gesien wat so met 'n oop hand gee. En ek kyk na daai kinders en ek sien hoe maklik dit is vir hulle om te gee. Way to go. As jy jou kind so groot gemaak het. Dit is nie iets wat natuurlik gebeur nie. Dis iets wat ons doen en waar ons mense spesifiek oplei, toerus, om daardie leefstyl te hê. Iemand sê eendag vir my, jy kry hê mense en jy kry de mense. Hê mense leer om altyd te wil hê. Die hand is oop, geen nog, geen nog, geen nog. En omdat dit die kultuur word van daai familiekring, word die volgende ook, die volgende kinders wat groot mense word, sê ook, ek wil net hê, hê, hê. Maar as jy jou kinders leer om te gee, om te de, dan word dit vir hulle ook makliker om uit te deel en te versorg en soos God op te tree. Selfgesentreerde mense is geneig om selfgesentreerde kinders die wêreld in te stuur. Vrygewige mense leer hulle kinders om ook vrygewig te wees. En die laaste byproduk waarby ek graag wil stil staan.
Dit inspireer geslagte na ons om ook so te leef. Daar's hierdie pragtige voorbeeld wat die Here vir ons in die Bybel gee, waar Jesus op 'n stadium by die tempel kom, en dan gaan kyk hy hoe die mense gee. Hy sien hoe die mense hulle geld in die dankofferkis gaan gooi. Hy sien hoe die ryk mense hulle geld gee, en dan kom daar 'n weduwee aangestap. Dan roep hy, as hy nader kom, dan roep hy sy disippels sê, kom kyk gou hierso. Ek wil julle iets kosbaar wys. Kom gou, kom kyk gou. En dan dan kom die weduwee en dan gee sy haar klein muntstukkie in. Dan sê hy vir haar, dan sê vir sy disippels, kyk nou daai voorbeeld. Hierdie persoon het gegee omdat sy wou gee. Sy wou soos God wees. Dit beïndruk my. Vriende, Jesus sien raak wanneer ons gee. Of dit nou baie is of min is, maak nie saak nie. God sien raak as ons gee. En hier is die punt. Geslagte hierna, eeue hierna, in alle tale en ander volkere het mense hierdie verhaal gelees en dit het hulle geïnspireer om ook so te gee. Wanneer ons gee, inspireer ons geslagte en nasies om met vrymoedigheid en vrygewigheid te kan gee. Vriende, hoeveel jy gee, maak glad nie saak nie. Jesus kan met 2 broodjies en 5 visies 5000 mense kos gee. Die bietjie is nie vir hom 'n probleem nie. Jy kan niemand beïndruk, jy kan ook nie vir God beïndruk met jou groot dankoffer nie. Of met jou baie tyd wat jy aangee om by diens van barmhartigheid betrokke te raak, of by sending. Jy kan nie God beïndruk daarmee nie. Jy kan nie meer doen as God nie. Want jy kan net iemand beïndruk as jy meer doen as wat hy doen. Ek is beïndruk met sekere mense want hulle werk harder as ek, hulle werk langer ure as ek. Hulle doen meer as ek. Dit beïndruk my. Maar jy kan nie meer gee as God nie. Jy kan nie meer doen as God nie. Jy kan nie meer gee as wat Jesus aan die kruis gegee het nie. Dit is onmoontlik. So jy kan nie God beïndruk daarmee nie. Jy kan net mense beïndruk. Daarom, vriende, as jy nie meer kan gee as wat God gee nie, dan beteken dit, daar is 'n ander beginsel wat belangrik is oor wanneer ons gee. Dis nie hoeveel jy gee nie, maar dis met watter gesindheid jy gee, en tot wie se eer jy dit doen. As jy dis jou dankoffer daar in 'n koevertjie sit, en jy sit hom daar neer in 'n sakkie, of jy betaal hom in met 'n aftrekorder, of wat jy ook al doen, ons praat oor 'n oomblik oor finansies, maar dit gaan oor baie meer as dit. Wanneer jy dit doen, moet jy dit nie doen om te sê, o jene, die mense gaan nou wonder, wanneer gee hierdie ou nou weer 'n dankoffer, of hulle het nou weer ergens 'n lysie gaan maak, en hulle sien hierdie ouens gee, en hierdie ouens gee nie. Ek het nie 'n idee wat enigeen van julle gee nie. Ek weet nie eens of julle gee nie, dit maak nie vir my saak nie. Maar ek wil weet of jy dit vir die Here doen. Hier is hoe God se wiskunde werk. Nou ons weet dat Jesus se wiskunde, of God se wiskunde het altyd gewerk met 'n tiende, nê. Nee. So as jy R100 kry, en jy gee R10, dan het jy nou volgens Maleagi gedoen wat die Bybel nou sê jy moet doen. Jy het jou 10de gegee. En die R90 is nou joune. Maar hier is hoe ek dit verstaan. R90 met God is baie meer werd as R100 sonder God. Wat jy gee, wil ek jou uitdaag, gee dit omdat jy die Here se voorbeeld wil volg. Omdat jy hom wil dien. Omdat hy jou daarvan oortuig het. Nie om in die menslike koninkryk mense te probeer beïndruk nie. Want ons leef nie as gelowiges in die menslike koninkryk nie. Ons leef in God se koninkryk. En daarom wat ons doen, doen ons vir die Here. Ons hoef dit nie in die openbaar uit te basyn nie. Ons hoef dit nie vir die wêreld te vertel nie. Die wêreld hoef nie hande te klap daaroor nie. As hulle sê dankie, vat dit en gaan aan in nederigheid. Besef hoekom het jy dit gedoen. Maar doen wat jy doen vir die Here. Dis die manier wat Jesus vir ons in sy preek leer. Wat dit beteken om te gee. En hy het dit self kom demonstreer. Toe hy gesterf het aan die kruis, wat was sy woorde?
Nie my wil geskied nie, maar U wil geskied. Selfs in daardie oomblikke, gaan nie oor my nie, het gaan oor U. Ek is bereid om hierdie kruis te dra, ek is bereid om te sterf, ek is bereid om my laaste selletjie bloed te gee, as dit U tot eer sal strek. Dis die voorbeeld wat ek en jy kan navolg. En dit is wat Jesus van sy volgelinge verwag. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, wat ons ook al doen, laat ons dit doen tot U eer. En dit is so dat baie keer moet ons nog mooi dink daaroor, dat as ons mooi kan sing of mooi kan musiek maak, dat ons nog graag wil hê mense moet sê dankie en hande klap, want dit is nou vir ons nodig. Maar Here, laat my groei by dit verby, sodat ek later net doen om U te eer. Glad nie meer oor myself gaan nie. Laat dit vir my waar wees as ek preek. Dat dit nie vir my sal gaan oor 'n dankie of 'n mooi so nie. Maar dat dit regtig sal gaan net om U te eer. En as ek dan my dankoffer gee, en as ek dan by iemand se huis instap, wat alleen en eensaam is, om 'n koppie tee te gaan saamdrink, laat dit wees sodat dit nie is om mense te probeer beïndruk nie, maar laat dit wees omdat ek regtig volgens U wil lewe. As ek myself beskikbaar stel vir 'n leiersposisie in die kerk, of om op die ou einde op 'n manier te dien as 'n vrywilliger, laat dit wees nie sodat mense kan sê, o, daardie ene help, en daardie ene is betrokke, en daardie ene help so en so nie. Maar laat dit regtig wees, om soos U belang te stel in iemand anders, te hoor hoe dit gaan, liefde uit te leef, om te gee, sodat elkeen iets van God se liefde en lig kan ontvang in hulle eie lewe. Daarom kom bid ons, Here, maak van ons godsmanne en godsvroue, wat loskom van hierdie menslike koninkryk waarin ons mense beïndruk, sodat ons in U koninkryk met vryheid kan leef, om net te oefen om te wees soos U is. Want dit is die resep vir 'n geseënde lewe. Amen.